toekoms gegee. Nou kan ek hier woon en my lewe oorgee met my hele wese. Goeiemôre. Met my Goeiemôre, baie welkom. Ons gaan nou stil raak 'n bietjie. Ek het 'n gedagte wat ek met jou wil deel. Hey, goeiemôre. Matteus 28 vers 6. Keeping it real, love it. Baie dankie dat jy saam kuier vanmôre. Ek hoop dat jy 'n great nagrus gehad. Môre, Roan. As jy vir die eerste keer hier is, hierdie is 'n geleentheid waar ons net bietjie stil raak rondom die woord van God. En ek wil met jou vanmôre 'n stukkie deel wat ek in my hart glo. Die Here beplan het om met jou te deel. En as jy so gaaf sal wees om vir my hierdie live te vat, net te share, net te like en dalk net hallo te sê. Dit alles doen dat daar meer mense is wat dalk hierdie live kan sien en dalk 'n boodskap van hoop vanmôre sal beleef. Daar's baie mense wat hierdie laaste naweek regtig net gelê het op hulle fone en net nonsens gekyk het. Miskien is daar 'n geleentheid vir een van daai ouens om ietsie van God se hart te beleef vanmôre. Dis nie per toeval dat jy 7:00 op die oggend op so 'n boodskap afkom het. Sien net sommer net. Dis 'n geleentheid waar God kom en hy sê ek wil iets met jou kom deel. En ek nooi jou uit om vanmôre jou hart oop te maak. So baie welkom aan jou. Dankie dat jy dit like, dankie dat jy dit share. Ek weet ons is in vir 'n ongelooflike tyd saam. Binne die volgende 60 sekondes gaan ons vir die Here sê, Here, wat is dit wat U graag met ons wil praat? Dankie Pieter. Amen. Is die bron van my krag, is my waterstrome, die een vir wie ek leef, met my hele lewe. Amen. Sê reg? Amen, die gat ons. Met my hele wese bemin ek U, Heer. Dis die musiek van John Marie op Radio Tygerberg. Terwyl jy vanmôre ingeskakel is, of jy nou aanlyn is en of jy op die radio luister, goeiemôre en baie welkom van my af. Hierdie is 'n geleentheid vir jou en vir my om 'n stukkie van God se hart te beleef. Ek nooi vir jou uit om 'n oomblik te vat vir die volgende paar minute miskien net te dink aan dit wat God dalk met jou wil deel. Miskien het jy vir die eerste keer afgekom op hierdie radiofrekwensie, miskien het jy vir die eerste keer aanlyn ingeskakel en sien jy iets vir die eerste keer wat jy nog nooit van tevore gesien het nie. En jy wonder maar, hoe het ek hier gekom? Hoe is dit moontlik dat ek hier is? Is dit nou net per toeval dat ek al die laaste tyd deur 'n paar uitdagings gaan en ek het 'n paar issues wat ek nie weet hoe om hulle uitgesorteer te kry nie en dis net per toeval dat ek hier is? Of is dit die feit dat God dalk vir my op 'n plek gebring het en deure oopgemaak het om by my uit te kom, want hy is werklik waar geïnteresseerd wat in my lewe aangaan. En ek glo nie in hierdie lewe is daar enigiets wat net so per toeval gebeur nie. Ek glo nie net dinge just miraculously happens all by themselves nie. Ek glo dat daar 'n God is wat in beheer is van ons lewens en dat hy werk om my en jou lewe te belyn in 'n rigting in sodat ons sal bereik dit wat hy het vir my en jou lewe. En hier op Radio Tygerberg, elke liewe dag is ons besig om die boodskap van die evangelie te verkondig op 'n praktiese en tasbare manier. Nou op 'n Sondagoggend praat ek met jou net so vinnig oor 'n gedagte wat die Here net in my hart kom drop het, wat ek glo vir jou van krag is, wat ek glo jou op 'n beter plek in jou lewe sal sit en wat dalk vir jou 'n stukkie openbaring sal bring van wie en wat God is. En met Paasfees kan ek nie anderste as om 'n tipe van 'n Paasfees instelling te bring met die boodskap van vanmôre nie. En daarom praat ek vanmôre met jou oor 'n vraag wat ek glo God vir my en jou elke liewe dag vra.
Elke liewe dag kan God met verskeie maniere hierdie vraag vir my en jou kom vra. Die vraag is, hoe antwoord ek en jy daai vraag? En die vraag wat ek dink God vra vir my en vir jou is, vriend, kind, belly, chomma, net hoe jy dink God met jou praat. Waar is jou probleem? Waar is die probleem wat vir jou so groot is, dat dit jou weerhou om my te aanbid? Waar is jou probleem wat so groot is, dat jy nie kan sien dat daar lig aan die einde van die tonnel is nie? Waar is jou probleem dat dit jou gedagtes so oorweldig, dat jy nie weet hoe om by my uit te kom en om te sien dat ek vir jou iets meer het as hierdie probleem nie? Want in my teenwoordigheid is daar geen probleem nie. Want voor my, voor die naam van Jesus, moet elke knie buig en elke tong moet bely dat hy die koning is. So daar is nie 'n probleem wat in God se teenwoordigheid kan staan en bly staan nie. In die Ou Testament het hulle dit probeer doen, toe hulle die ark van die heerlikheid van God voor die God Dagon gebring het, die visgod. En toe hulle hom voor die God neersit, voor die kamstige God Dagon neersit, die volgende oggend toe hulle daar kom, toe lê Dagon op sy gesig. En toe tel hulle maar weer hierdie beeld van hierdie God op en hulle hou die ark daarso, en die volgende oggend toe hulle daar kom, toe lê hy weer op sy gesig. En 'n derde keer tel hulle ou vir Dagon op en hierdie visgod is nou nie happy om hier voor die ark van God, van die mees heilige God te staan nie. En hulle sê toe maar, kom ons kyk of dit bloot 'n toeval is. Miskien is daar 'n windjie of 'n ding wat waai. En die volgende oggend, na die derde oggend toe hulle daar kom, lê Dagon in 'n derduisende stukkies voor die ark en hy's gebroke, want daar word geskryf, elke knie gaan moet buig en elke tong gaan moet bely dat hy die ware God is. En daai ware God bly ware God in jou lewe. En vanmôre wil ek dit met jou kom bevestig, want in hierdie tyd waarin ons leef, is daar een realiteit, en dit is, dat ons dien 'n God wat nie doodgegaan het nie. Ons dien nie 'n God wat net doodgegaan het en dis waar die storie eindig nie. Ons dien 'n God wat wel doodgegaan het, maar hy het opgestaan, en die oorwinning wat ek en jy het, is in die opstanding van Jesus Christus. Is in die opstanding dat hy het nie gebly daar waar elke ander mens op hierdie aarde wat dood gaan bly in die graf. Maar die Jesus wat ek en jy dien, het bewys dat hy waarlik God is, deur die feit dat hy opgestaan het uit die dood uit, en hy is nie meer daar waar die mense hom gelos het nie. Jy sien, ons maak 'n groot probleem vir onsself, wanneer ons dink ons probleme gaan net bly waar hulle is. Jy sien, ek het 'n probleem by die werk, en binnekort dan is my probleem by die werk 'n probleem by die huis ook. En dieselfde is omgekeer. Wanneer ek 'n probleem by die huis het, my huwelik val uit mekaar uit, daar's konflik en struweling. Binnekort dan is daar probleme by my werk ook. Of daar's probleme in my ander verhoudings. Daar's probleme in die manier hoe ek met my geld werk. Daar's probleme in die manier hoe ek met mense praat. Daar's 'n manier hoe dit in my hart aan die gang is. Ek kry konstant issues wanneer in een deel van my lewe daar 'n probleem is. Want my en jou probleme bly nie noodwendig waar hulle moet bly nie. As ek net kan beklei met my vrou, en dis alright, en dit kan daar bly, maar ek kan wonderlik doen by my werk, dan is dit great. Dan kan ek mos 'n wenner wees by my werk. Maar dit is nie hoe dit werk nie. Ek en jy het 'n manier om ons probleme van een kant af na 'n ander kant toe te trek, en dit hier te gaan manifesteer en daar gaan manifesteer. En ek hoor van baie mense wat werke los, want hulle is ongelukkig by die werk, en as hulle oë uitvee by die volgende werk, vir 'n klein tydjie is dit oukei. Maar daar kom dit dan nou weer tevore, na 2, 3, 4, 5 maande, 6 maande, dan is dieselfde probleme net weer ook in daai werk. Dieselfde mense beskinder, dieselfde leuns word van jou versprei. En dan weet jy al, wanneer jy met so iemand getroud is, dat hulle gaan binnekort, gaan daai selfde probleem weer opduik. Ek hoor soveel mense wat kom vir berading, dan sê hulle, nee man, maar hierdie mense is teen my man. Hy doen niks verkeerd nie. Hy is net hierdie ou en daardie ouma. Jy's hulle beskinder om alweer by sy werk. En hy is nou by 2 nuwe werke, en elke keer is dit die duiwel wat hom aanval, en hulle kom beskinder hom. Weet jy wat, dalk is die probleem nie by jou werk, miskien is die probleem by jou. Miskien is jy deur 2, 3 huwelike, en die dinge werk net uit, en dieselfde probleme steek hulle kop uit. Dis dalk nie die huwelik nie, dis dalk jy, wat nie besig is om goeders te surrender nie. Om dinge te bring na God toe, en te sê, Here, sorteer dit vir my uit nie. Miskien kry jy nie oorwinning nie, want jy vra nie vir daai oorwinning nie. Ons probleem het 'n manier om ons te volg.
En hier is daar vir my en jou 'n storie in die Bybel, en ek wil dit vir jou uit Lukas uithaal vanmôre, en dit kom uit Lukas 24 uit. Is dat partykeer is ons probleem so groot, dat dit 'n manier het om ons te volg, en ons wil net gaan sien en gaan kyk of ons probleem nog daar is, want ons vind vreugde in die feit dat ons kan iets sê, ons is emosionele mense, so ons hou partykeer van die feit dat ons moet gaan huil oor 'n sekere ding. Ons is suckers for punishment soms. Ek weet ek in my lewe is. Ek moes hard gewerk het daaraan in my lewe, om wanneer ek deur die issue gaan, nie vir almal dit te vertel nie. En nou doen ek dit op radio, en ek vertel dit vir mense op sosiale media, en ek gaan deur die goeders, maar ek praat nie meer uit 'n plek uit van, kry my jammer nie, ek vertel dit uit 'n plek uit van, ken jy die Here? En weet jy dat hy wonderwerke doen? Ek maak nie 'n geheim van wat in my lewe aangaan nie, want ek weet dat God gebruik dit waardeur ek gaan, om ander mense weer te bemoedig en op te bou. Maar hier is hierdie situasie waar hierdie dames in die Bybel, jy weet, hulle was volgelinge van Jesus gewees, hulle was getroue volgelinge, hulle was belangrik vir Jesus gewees, dat hy het hulle saam met hom geneem in sy bediening. Ons hoor, in kernoomblikke hoor ons van hierdie dames, van die Marthas en die Marias, wat hier besig was om saam met Jesus te wandel. Ons hoor baie van die disippels en wat hulle gedoen het, maar as jy hoor van die aanbidding van God, die werklike aanbidding, die sacrifice en die surrender en die serving of Jesus, dan hoor ons dit nie deur Johannes of Petrus of Thomas of Matteus of Lukas, ons hoor dit nie van hulle nie, ons hoor dit van 'n Maria Magdalena, wat kom en toe sy baie vergewe is, toe kom sy en sy vat hierdie duur parfuum en sy gooi dit uit oor Jesus se kop en sy salf hom en sy was sy voete met haar trane en sy droog dit af met haar hare. Ons hoor dat hulle hierdie liefdevolle aanbidding oor Jesus kom bring. Dis hierdie vrouens se taak en sy rol gewees. Hulle het iets verstaan van wie Jesus was. Die disippels het gewerk en hulle dinge gedoen, maar die vrouens het hom werklik waar aanbid. En toe Jesus doodgaan, toe is dit vir hulle moeilik om hy afskeid te neem. Wat doen die mans? Wat doen die disippels wat Jesus gevolg het? Ons lees dat die disipel wat vir Jesus lief was en vir wie Jesus lief was, hulle hardloop terug viswaters toe, na dit wat vir hulle bekend was. Hulle hardloop asof daar vir 3 jaar lank niks in hulle lewens gebeur het nie. Hulle Jesus, hulle redder, hulle Messias, hulle rabbi, hierdie ou wat hulle volg, hy is dood, hulle het gesien hy gaan dood aan die kruis en daar is niks meer hoop vir hulle nie. So hulle hardloop terug wat vir hulle bekend is. Hulle hardloop terug en probeer visse vang en probeer net 'n lewe weer bou, want dit was 'n great 3 jaar gewees, wonderlik, fantasties. Dankie vir 3 jaar, great stuff. Kom ons gaan nou maar terug na dit wat vir my bekend is. Wat doen die vrouens? En ek sê nie dat mans het nie die vermoë nie, ek sê nie dat mans nie so heilig is nie, ek sê niks van daai goed nie. Ek sê net vir jou, hier's 'n voorbeeld vir ons om te sê dat wanneer jy soek, sal jy waarheid vind, sal jy openbaring kry, al kry jy dit nie op die plek waar jy gedink het dit gaan wees nie. Hier gaan die vrouens, Maria Magdalena, Johanna en Maria, die moeder van Jesus. Hier gaan hulle, en hulle gaan soek vir Jesus, daar waar hy dood is. Hulle is nie reg om afskeid te neem nie, hulle is nie reg om op te gee op hierdie probleem wat hulle gehad het, want wat was die probleem? Die een man vir wie hulle lief was, die man wat hulle gevolg het, die man wat hulle geadmireer het, die man wat hulle gesien het wonderwerke doen, die man wat hulle gesien het besig is om groot dinge te doen vir wie hulle gesalf het. Hierdie man het doodgegaan aan die kruis en hy's afgehaal van daai kruis af en hy's in 'n graf gesit. They weren't ready to let go. En hulle gaan soek hom. En hulle gaan soek hom in die graf, in die plek waar hulle hom gelos het. En toe hulle daar kom, toe ontmoet hulle 'n engel. Hoor wat vra die engel vir hulle, dis 'n ongelooflike vraag. Hy gaan vra vir hulle, why do you seek the living among the dead? Hoekom kom soek jy 'n lewende waar die dooies is? Hoekom kom soek jy vir iets wat opgestaan het by dit wat nie kan opstaan nie? Why are you seeking the living among the dead? He is not here, but he is risen. Remember what he spoke.
he said when he was still in Galilee, saying, "The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day he will rise again." Jy sien, hulle het geweet dat hy wonderwerke doen. Hulle het geweet dat hy kan kragtige dinge doen. Hulle het geweet hy is spesiaal. Hulle het geweet hy is geroep deur God. Hy was predestined geweest. Hulle het al hierdie goed geweet, but they forgot about the most important part. Hy het selfs vir hulle gesê, hy gaan gekruisig word. Hy het self vir hulle gesê, luister ouens, die dinge gaan nie uitwerk vir julle soos wat julle dink nie. Julle dink ek gaan oud raak saam met julle? Nee. Ek gaan gekruisig word. Dit moet so wees, maar hou goeie moed, want op die 3de dag gaan ek opstaan. Ons vergeet daai beloftes van God. Ons vergeet dat hy 'n plan het waar hy ons sit en hy sê vir ons, hy gaan saam met ons stap, maar hy sê vir ons dat hy altyd in beheer gaan wees. Hy gaan dat dinge uitwerk ten goeie meer wat hom liefhet, dat al sy beloftes is ja en amen. Ons vergeet dit, want ons dink ons plannetjies moet uitwerk op 'n spesifieke manier, op 'n sekere tyd en op 'n skaal wat vir ons sin maak. Maar dit wat God wil doen, gaan nie altyd vir my en jou sin maak nie. That's where faith comes in. En hier vergeet hierdie dames wat so lief was vir Jesus, vergeet hulle van 'n kardinale punt in sy storie. Hy sê dat hy gaan doodgaan, ja, maar hy gaan opstaan weer 'n keer. Dit gaan 3 dae neem en dan gaan hy opstaan en dan gaan die storie verander. En wie's die eerste mense wat bereid was of wat hy in staat gestel het om die boodskap van die evangelie te verkondig? Dit was nie die disippels gewees nie. Dit was nie gewees die rabbies of die skrifgeleerdes van die tyd wat hy die eerste keer die evangelie boodskap gegee het nie. Want wat is die evangelie boodskap? Die evangelie beteken in die Grieks beteken die evangelion, dit beteken die goeie nuus. Vir wie het hy die eerste opdrag gegee om die goeie nuus te gaan gee? Nou dis belangrik dat jy weet, wat is die goeie nuus? Die goeie nuus is nie dat Jesus dood gegaan het nie. Dit was nie merkwaardig nie. Dit was alledaags geweest. Almal gaan dood. Almal het geweet dat Jesus gaan doodgaan die oomblik toe hulle hom na daai kruis toe gevat het. Toe die Romeinse soldate hom vat en hulle hom op daai kruis sit en hulle spyker sy hande vas en sy voete, toe weet hulle hy gaan doodgaan. Dit was nie 'n geheim geweest nie. Dit was nie 'n vreemde ding geweest nie. That was the purpose of doing it. Ander mense het dood gegaan. Dit was nie wonderbaarlik vir Jesus om te sterf nie. Dit was verwag gewees. Die goeie nuus is wel, en ons maak dit baie keer, dat Jesus het gesterf, want ons sien wat is die rede vir sy sterf, die opoffering wat hy gebring het, die wete dat hy het dit gedoen, net sodat ek nie daardeur hoef te gaan nie. Dis great nuus vir my daai, die feit dat hy my prys betaal het, wonderlik. Maar die wonderlike krag, die goeie nuus, die ware goeie nuus, is die buitengewone, die uitspattige, die uitsonderlike wete, dat hy het opgestaan en dat hy nie meer dood is nie. Dat dit wat normaal was, het hy verby gegaan en hy het gedoen dit wat abnormaal was, ongewoon, onmoontlik selfs, hy het uit die dood uit opgestaan en hy lewe steeds. Vir wie is die mense vir wie hy gebruik het om daardie goeie nuus te gebruik, om daardie boodskap te vertel? Dis dieselfde mense wat verstaan het, wat hom gaan soek het, wat nie reg was om op te gee nie, wat nie reg was om weg te draai en terug te gaan na dit wat normaal en algemeen was nie. Dis hulle wat hy wou gebruik het om die goeie nuus te verkondig, die goeie nuus dat Jesus leef. En hy gebruik daai dames, Maria Magdalena, Johanna en Maria die moeder van Jesus, en hy sê, gaan sê vir my broers, gaan sê vir hulle dat ek nie dood is nie, gaan sê vir hulle dat ek leef, gaan sê vir hulle ek het opgestaan, en ek gaan hulle ontmoet. Yes, en dis, vir my is dit so 'n kragtige gedagte. Want weet jy wat doen ek en jy baie keer? Ons gaan soek ons probleem, se oplossing op al die verkeerde plekke. Ons gaan soek ons oplossing, want Maria Magdalena hulle, die dames het gegaan, om te gaan net weer gaan bevestig, hy is daar. Het is goed dat hy daar is, hulle wil hom gaan bedien het, hulle wil sy lappe gaan ruil het, hulle wil hom weer verder gaan balsem het, en al daai goeders, hulle wil gaan doen het, hulle wil gehad het, hy moes mooi lyk daar in die graf. Maar luister hier, so hoeveel keer wil ons nie 'n ding wat al dood is, wil probeer mooi lyk en probeer hanteer, asof ons hom gaan net mooi, as hy net mooi lyk, dan stink hy dalk nie so sleg nie, man.
Maar God sê jou probleem is klaar gehanteer. Jou oplossing is reeds daar. Gaan vind dit in my. Hoekom kom soek jy 'n oplossing op die verkeerde plek? Hoekom kom soek jy jou antwoord op die plek waar hy nooit gaan wees nie, want hy is nie daar nie. Jou huwelik val uit mekaar uit. Jou huwelik is dood en hy vrot en hy stink. Nou gaan soek jy vervulling by iemand anders se bed. Dit gaan jy nie daar kry nie. Jy soek 'n oplossing met jou finansies. Nou gaan sit jy in die casino want jou geld is skaars. Nou gaan sit jy in die dobbelhuis en jy probeer dobbel want jy dink daar gaan jy die antwoord kry. Jou antwoord is nie daar nie, jou antwoord is weg. Hy's daar waar dit lewe. Jy sukkel in jou gesondheid. Nou gaan hardloop jy na die ou, na daai ou, na die volgende ou toe. Jy probeer elke liewe krye blaartjie dingetjie onder die son en jy word net nie gesond nie. Jou probleem se antwoord lê nie daar nie. Jou antwoord lê in die Here. Jy hardloop van een kerk na die volgende kerk. Jou geloof is dood. Daar is niks meer oor van jou geloof nie. Jy glo nie eers meer nie, maar jy dink daar is 'n God ergens wat iets gaan moet doen wat wonderbaarlik net gaan jy 'n kerk vind wat praat, want nou gaan jy luister wat hulle sê en weet jy wat, jy kan soek tot jy blou is in die gesig, want as jy nie God se aangesig soek nie, gaan jy nooit dit vind in die gebou wat 'n kerk is nie. Kan ek vir jou sê, God is nie dood nie, hy het opgestaan en hy het opgestaan en hy staan by die deur en hy klop by jou hart en hy vra maak oop en verander jou lewe, gee gehoor aan wat ek het om vir jou te sê, sien my raak en jy sal sien wat ek vir jou het. En ek sê nie moenie kerk toe gaan nie, hoor my mooi, dit gaan nie oor kerk toe gaan of nie kerk toe gaan nie, dit gaan oor dat ons gaan en ons soek 'n kerk wat my oorstreel, wat vir my al die goedjies sê wat vir my mooi klink, wat al my menslike gedagtes en my wêreldbeskouing bevestig en beaam. Ek sê vir jou vanmôre, is jy op soek na 'n boodskap wat vir jou mooi klink, of is jy soekend na die antwoord tot die lewe, en die antwoord is Jesus Christus. Wat is dit wat jy soek in hierdie lewe? Wat is jou probleem wat so groot is, dat jy nie kan sien, dat jy dit moet vind op jou knieë vanmôre nie? God is nie meer in 'n graf waar hy dood is, en jy moet gewoon in 'n blommetjie gaan neersit, en gaan sê, ai ou Jesus, daar lê jy nou in jou graf, so lekker salig en rustig nie, hier's 'n blommetjie, om net te sê, ek dink aan jou. Nee, hy soek 'n lewe wat sê, ek weet dat my Jesus het opgestaan, en ek sal my lewe leef, ek sal gaan, en ek sal lewe soos wat hy vir my beplan het. Hy het vir my lewe in oorvloed gegee, hy het vir my krag gegee, om op te staan, en vorentoe te gaan. Geen probleem is te groot vir hom nie. Geen uitdaging is te groot vir hom nie. Geen probleem is groter as wat my Jesus is nie. En as hy opgestaan het uit die dood uit, dan het hy opgestaan sodat ek kan opstaan saam met hom en lewe en oorwinning kan hê saam met hom. Waarna soek jy vanmôre? Is jou probleem die ding wat jou fokus op is? Is jy so bekommerd oor al jou uitdagings? Of soek jy die Here? Soek jy hom? Want hy sê, kom saam met my. Kom saam met my. Kom sien dat ek vir jou meer het in hierdie wêreld as wat jy tans beleef. Sien my raak. Sien dat ek nie dood is nie. Moenie my gaan soek in die plekke wat dooi is nie. Ek het opgestaan en ek sit aan die regterhand van God. Ek maak vir jou plek by mekaar. Ek is reg om jou te ontvang. Ek is reg om in jou lewe te werk. Ek het krag en ek het vermoë en ek het genade en ek het guns en ek gaan jou vooruit en ek is daar vir jou. Hoekom kom soek jy die antwoord in die onderkant van die bottel? Hoekom kom soek jy die antwoord in die onderkant van 'n sigaretpakkie? Hoekom kom soek jy die antwoord op 'n webwerf wat vir jou wys dinge wat onnatuurlik en onrealisties is om te behaal en jy meet jou huwelik aan daai video's? Is jy nee. Jy's leeg in jou binneste en ek het wat jy nodig het om jou vol te maak. Want wanneer drank nie meer die behoefte aanvul nie, wanneer pornografie en seks en allerlei losbandigheid nie meer die leemte binne in jou vul nie, wanneer jy rook en jy op sosiale media is en jy doen al die goeders en jy kry net nie vervulling nie en jy voel nog steeds leeg, wat gaan jy dan doen? Want jy dink dis daar waar jy die antwoord gaan vind. Jesus sê, ek het opgestaan en ek is jou antwoord.
Ek is die lewe wat jy na soek. Ek is die vulling vir daai leemte binne in jou. Jy vul dit met 'n klomp nonsens en jy maak die leemte net groter. Kom na my toe. Ek het opgestaan. Ek het opgestaan. Ek is nie dood nie. Ek is nie dood nie. Voorwaar ek is nie dood nie. Ek het jou lewendig gemaak. Ek gee vir jou die kans om kind van God te wees. Om saam met my erfgenaam te wees in dit wat God vir my en jou het. Is jy bereid om te verklaar deur jou lewe dat Jesus is nie dood nie, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Ek gaan saam met jou bid vanmôre. Jy weet ek gaan vir jou 'n kans gee om te reageer. Ek weet ek gaan vir jou 'n kans gee. Jy weet dit virwaar. Want ek het nodig. Ek kan nie net aanbeweeg sonder dat ek nie vir jou 'n kans gee om te vat wat ek gesê het en net dit te bevestig met God nie. En ek wil vir jou 'n kans gee vanmôre om te sê Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan. En dis jou verklaring vanmôre. Vir wanneer jou probleem kom en vir jou sê dat jy nie goed genoeg is nie, dan sê jy, maar Jesus het opgestaan. Wanneer jou probleem kom en sê, jy het nie genoeg geld in die bank nie, jy het nie genoeg kos in die kas nie, daar is nie genoeg petrol nie, jy weet nie hoe gaan jy by die werk kom nie, dan is jou antwoord, maar Jesus het opgestaan, want my oorwinning is in die feit dat Jesus het opgestaan. My oorwinning is in die feit dat ek weet dat my God nie dood is nie, dat my God nie verslaan is nie, dat my God nie nog lê nie, dat hy nie sluimer of slaap nie, dat my Jesus wat vir my gesterf het opgestaan vir my sodat ek kan lewe hê en lewe in oorvloed. Ek wil jou nooi vanmôre om dit uit te roep en dalk vir iemand te sê, dat op hierdie opstanding Sondag is die graf leeg. Op hierdie dag is die probleem uitgevee. Op hierdie dag is daar 'n merker in die grond gesit. In die geskiedenis dat is daar opgemerk dat Jesus is nie meer daar waar hulle hom gelos het nie. Jy het vir Jesus gaan los in 'n graf, maar nie eers die graf kon hom bind nie. Jesus het opgestaan en hy lewe vandag. Hy lewe oor my, hy lewe oor jou en hy lewe sodat ek en jy in hierdie lewe die oorwinning kan behaal wat hy vir ons het. Ek wil jou nooi om dit vanmôre te sê. Ek nooi jou vanmôre om net te verklaar deur jou mond. As jy dit wil op die WhatsApp lyn insit, dan is jy welkom. 0844 104 104. Doen dit nou, verklaar saam met my, Jesus het opgestaan. As jy aanlyn kyk saam met ons, wil jy dit nie net in die comments sit nie, Jesus het opgestaan. Verklaar dit vanmôre, dat hy het opgestaan. Hy is nie dood nie, hy staan, hy lewe. En hy lewe oor jou. Hier is hierdie liedjie wat sê, I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to what I'm supposed to be. En ek wil jou nooi om vanmôre net in aanbidding voor God te kom stil staan. Net vir hom te kom sê, Here, dankie dat ek weet dat U het opgestaan. U het opgestaan. En ek kom terug na die hart van hom in aanbidding toe. Ek kom terug na daai hart toe van U naam groot maak. Ek kom terug na daai plek toe waar ek weet dat U nie dood is nie, maar U lewe vanmôre. En omdat U lewe, nooi U my om saam te lewe. Here, U het opgestaan. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Amen. Dankie, Here. Dankie, Vader. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. Dankie, Here. It's all Dankie, Here. about you. Vader, vanmôre wil ek kom en ek wil bid oor huwelike wat mans by uitgestap het. Here, mans wat gaan soek het vir vervulling aan die buitekant van hulle huwelik. Here, ek wil kom bid dat U daai huwelike sal herstel. Here, dat U daai huwelike sal genees nou. Dat dit wat hulle gedryf het om uit te gaan, Here, dit uitgesorteer sal word en dat daai man sal terugkom en op hulle knieë val en sê, ek is jammer vir wat ek gedoen het. Vader, daar waar vrouens uitgestap het
En daar waar hulle gegaan het en gesê het, luister hierso, ek kan nie meer in hierdie huwelik wees nie. Ek wil nie meer nie. Hierdie man is nie vir my goed genoeg nie, of wat die rede ook al mag wees. Vader, ek bid vir herstel in daai verhoudings. Here, ek wil kom en vanmôre wil ek mense opdra wat 'n begeerte het om weer versoening met mekaar te hê. Here, vir 'n vrou wat dalk vanmôre sit en sê, Here, my hart is te stikkend. Ek kan nie vergewe nie. Ek kan nie vergeet van wat gebeur het nie. Hy het my so seer gemaak. Mevrou, ek wil vir jou sê, dit is so. Daai seer is seker een van die grootste seer. Want jy maak jou hart oop. En jy sê dat ek sal nie enige iemand anders te toelaat om so naby aan my te kom nie. En ek laat net jou toe en ek vertrou dat jy my nie gaan seermaak en toe gaan hy man. En hy maak jou so seer. Kan ek vir jou sê, selfs daai seer kan genees. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Dis nie soms, dis meeste van die kere nie is lekker nie. Maar ek weet daar's een God wat kom sê dat as jy my nooi, sal ek elke traan kom afvee, ek sal elke seer kom verwyder, ek sal elke gebroke stukkie optel en bymekaar maak, en ek sal jou weer heel maak van binne af. Vader, ek wil kom vanmôre en ek wil bid vir volkome genesing op 'n bonatuurlike manier. Here, dat U nou harte sal genees, emosies sal kom wegvat, en net lewe sal weer laat geskied in iemand se lewe hier vanmôre. Dankie Vader, dat dit wat so gebroke is, wat ons nie dink eers moontlik is, Here, dat U dit nou bymekaar maak weer 'n keer, en 'n wonderwerk kom doen op Jesus naam. In Jesus naam. Vader, ek wil kom ek wil bid vir mense wat sê my lewe val uit mekaar uit. Ek het nie meer geloof oor nie. Ek weet nie eers hoe ek meer kan bid nie, want ek voel nie eers God luister nie. Ek voel vir my asof God dood is. Jesus het dood gegaan en hy dood gebly. Ek kan nie getuig van sy opstanding vanmôre nie. Ek is net so stikkend in my binneste. Ek is net so dood in my binneste. Vader, ek wil bid vir bonatuurlike aanraking vanmôre vir hierdie persone. Dat hulle sal opstaan vanmôre met die wete dat U is God en U heers oor alles, Here. Dat U genesing bring op 'n bonatuurlike manier. Kom vul hulle weer 'n keer met die goeie nuus dat U, Here, het opgestaan. U is nie dood nie. U lewe. In Jesus naam. In Jesus naam bid ek dit. Amen. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Here, ons loof U vir wat U besig is om te doen in mense se lewens vanmôre. Here, dankie dat ons weet dat U is in beheer. En U doen wonders nou, net daar waar mense is. Vriend, soos wat jy uitgeroep het vanmôre, Jesus leef. Jesus leef. My Jesus is nie dood nie, hy lewe. Net so wil ek vanmôre vir jou kom bevestig, dat God kyk na jou lewe, en elke dooie ding, elke gebroke ding, elke ding wat nie daar moet wees nie, is hy besig om wonders mee te werk, en dit te draai vir sy eer en sy heerlikheid. En jy roep uit vanmôre om te sê, Here Jesus, ek weet U leef, maar dit voel nie so nie. Ek wil saam met jou bid vanmôre. En dis hoekom jy dit doen. Jy doen dit ten spyte van hoe jy voel, ten spyte van jou emosie,
ten spyte van die gebrokenheid binne in jou, ten spyte van die trane, ten spyte van die hartseer, ten spyte van al die goeders wat vir jou sê, dat dit is onmoontlik, verklaar jy dit met jou mond. Jy glo dit in jou hart, en jy staan op, en jy sê, my Jesus, hy lewe. Vader, vanmôre kom ek. En ek sien hoeveel mense, honderde mense uitroep vanmôre wat sê en verklaar, dat my Jesus lewe. Here, dis die grootste vrees wat die vyand mag hê. Want as die vyand my en elke persoon kan kry om te glo dat Jesus nie krag het nie, dat hy dood is en dat hy magteloos is en dat hy oorwin is, Here, dis dan wanneer die vyand wen in ons lewens. En Here, hy kry dit reg soms om in ons werksomstandighede, in ons huwelike, in ons emosies, in ons gemoedere, in ons vriendskappe, Here, om vir ons te kom oortuig daarvan dat Jesus nie in beheer is nie en dat hy al dood is. Maar Here, vanmôre kom staan ons op die woord en ons verklaar dit ten spyte van dit wat ons sien, ten spyte van dit wat ons beleef, ten spyte van dit wat die wêreld vir ons voorhou, kom staan ons vanmôre en ons verklaar, Here Jesus, ons weet dat U is nie dood nie. Ons weet, Vader, dat U lewe. Ons weet dat U sit aan die regterhand van God. U het opgestaan en ons oorwinning is behaal. Ons prys is betaal en ons het oorwinning daardeur gekry. Die feit dat U opgestaan het, nooi U ons om in daai opstanding saam met U te wees, kinders van die lewende God. U vra vir ons, glo jy dit? Glo jy dat ek opgestaan het? Glo jy dat ek jou redder is? Glo jy dat ek jou wonderwerker is? Glo jy dat ek sit aan die regterhand van God? En Vader, vanmôre sê ons, ja, ons glo. Ja, ons glo dit, Vader. Ja, ons weet, Here, dat ons oorwinning is in U, en omdat U oorwin het, daarom het ons vanmôre daai oorwinning. En ons vra, Here, gaan ons vooruit, leef ons, wys vir ons hoe om te leef, wys vir ons hoe om te glo, wys ons hoe om te vergewe, wys ons hoe om reg te maak en te herstel. Kom bring die genesing wat ons nodig het vanmôre, kom bring die herstel wat ons nodig het vanmôre, kom bring die vervulling wat ons nodig het vanmôre. In Jesus naam bid ons dit, van net U alleen, Here, kan herstel, net U alleen kan die wonders kom doen, want U is die wonderwerkende God. U is die heerlikheid wat ons op hoop. U is my krag tot redding, Here Jesus. U is die God almagtig. En ons loof U vanmôre daarvoor. Ons loof U vanmôre dat ons dit kan verklaar deur ons lewens en kan weet dat U is in beheer. Dankie, Vader. Dankie, Vader, vir U teenwoordigheid vanmôre. Dankie, Vader, vir U nabyheid vanmôre. Dankie dat ek weet, Vader, dat U is in beheer. En U doen die groot wonderwerke vandag in mense se lewens. In Jesus naam. Amen. Ja. Ons baie dankie vir jou wat deel vorm. Dit is vir my amazing om te sien hoe mense net deel gevorm het van hierdie live. Dit is vir my 'n absolute blessing. So baie dankie vir elke persoon wat hierdie live gelike en geshare het. Johannes, jy is welkom om iets te vra. Jy is welkom te vra, jy is welkom vir my 'n DM te stuur. En ja, ek nooi altyd mense uit om tydens die lives eerder vir my 'n DM te stuur. Dis net makliker en dan, want hierdie lives is daar vir my om vir jou iets te kom gee, sodat jy iets kan ontvang. Jy hoef niks te doen nie, jy kan net ontvang. En ek nooi vir jou om dit te doen. As iemand het vroeër gevra, hoe kan hulle dit rekord? Weet jy, hierdie live gaan net hierna. So deur die loop van die oggend sal hy beskikbaar wees op my YouTube kanaal. Ek vat elke sonnagoggend se live en dan sit ek dit op my YouTube kanaal so 'n bietjie later. So jy is welkom om daar te gaan kyk. Reinhard Kotse, jy gaan vind dit. Jy sal sien ons nog video's soos die. En ek nooi jou uit om werklik waar met my te connect. Dankie vir elke persoon wat gefollow het. Jy's 'n blessing. Dankie vir elke persoon wat gegift het. Dit is 'n blessing. Ek sê vir jou elke week, as jy wil gift, is jy welkom om te doen. Ek gaan nie vir jou sê om dit nie te doen nie, maar ek wil jou uitnooi om te gaan soek vir mense in jou wêreld wat dit nodig het.
En dalk, as dit is tussen om vir my te gee of vir hulle te help eerder die persoon wat dit regtig nodig het. So baie dankie vir jou. Sjoe. Wow. Jy is welkom met 'n DM. As jy nie by my kan uitkom op die DM's nie, dan of die boodskap gaan nie deur nie, los 'n comment op enige van my video's. Sê net, hey, ek wil met jou praat. En dan gaan ek vir jou 'n boodskap op DM stuur en dan kan jy vir my daai manier verder DM. Maar ja. Mag ek 'n seën oor jou uitspreek vanmôre. Net daar waar jy is. Ek weet dat jy gaan dalk deur baie en ek wil net guns oor jou lewe uitsit. Mag die goedheid van die Here jou najag. Mag sy liefde jou beskutting wees. Mag hy jou hou in die holte van sy hande. Mag jy ewig wandel in sy kosbare teenwoordigheid. Jy is by verre die beste jy wat God nog ooit gemaak het. Niks of niemand kom eers daar naby nie. So gaan uit vandag, leef die lewe wat hy vir jou het, hierdie opstandingslewe, 'n lewe in oorvloed. Die Here seën jou. Baie dankie vir jou deelname vanmôre. En tot Sondag toe. Volgende week Sondag om 7:00 of Woensdag aand om 9:00. Miskien as jy nog 'n boodskap wil hê en jy kan nie kerk toe gaan vanmôre nie, as jy op Facebook is, 9:00 is daar 'n boodskap wat ek met jou gaan praat en ek gaan verder oor 'n onderwerp praat wat ek laasweek begin het wat sê die wond is genees. En jy's oor hierdie opstanding. En ek nooi vir jou as jy op Facebook wil wees, gaan soek my Reinhard Kotse net so wat dit daar staan. Jy gaan follow die page en dan vanoggend om 9:00 gaan ons verder daarso. Die Here seën jou. Lekker dag en totsiens.